We sing 309. 309. Onse dierbare hemelse Vader, ons kom in hierdie oggend na U toe, en ons kom U aanbid as die skepper van die heelal, maar ook die herskepper van mense harte. Ons kom om U te loof vir wie U is, en ons afhanklikheid teenoor U te besef en te aanvaar, dat ons voor U kom buig, omdat U ons 'n kans gee, dat ons kon herstel wat verkeerd gegaan het, en in afwagting vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid sal woon. Wees dan met ons deur die teenwoordigheid van U Gees, berei ons harte voor, open ons verstande, en salf my lippe, bid ek in Jesus naam. Amen. Geliefdes, goeiemôre aan elkeen, wie ons nie kon groet nie. Ons gaan hierdie volgende 3 sabbate, gaan ons, soos jy by advertensie gesien het, God se laaste waarskuwing, gaan ons lees of deurwerk met die toepassing vir ons op die eindtyd. En die plig wat op ons neem, die les het dit so mooi uitgelig, so mooi uitgelig. Ons het 'n plig. Ons is nie verniet hierso nie. Ons is nie hier om die ligreëling en die etes te geniet nie. Ons is hier om dit te help uitdra, dat die mense die lig sal sien, en dat hulle sal glo dat die Here hulle elkeen roep, soos hy U en my geroep het op verskillende tye. Maar voor ek lees, wil ek net baie dankie sê. Ek is bly om my ou vriend Nico te sien. Dr. Nico van Noordwyk, hy is van Kempton gemeente. Ek is nou nie ligtelik nie, maar ek wil nie sê wat het ons gesien die eerste dag toe ek by die kerk instap. Hy dreig lankal hy en sy vrou Marie, dan sê ons wil hier indraai, maar as die hek toe. Sê nee, stop net nou, sien jy op die kamera, dan maak ons toe, is maar vir sekuriteit. Nee, ek wil hier indraai, en daai dag toe kom hy daarin. Kortbroek en al, nou net gaan hare sny, so kortbroek en al. Daar sit hy. Deur die Here se genade is hy op die punt om gedoop te word. Bid vir Marie. Marie, Nico het sy doktersgraad in Bybelkunde,
maar het iets gefluister van ek weet nog niks. As jy met hierdie boodskap die mekaar raak, dan kom jy agter hoeveel jy nie weet nie. Maar die bereidwilligheid om te leer, die bereidwilligheid is waaroor dit gaan. Dat die Here ons die proses van inlearning laat plaasvind en ons nuwe gedagtes gee, wat die 3 engele boodskap die kern van is, die verlossingsplan. Ek nooi om te blaai na Openbaring 12. Ek gaan 'n kort gedeelte daar uithaal. Ons tema vir die volgende 3 weke is God se laaste waarskuwing. Want ons gaan sien hoe ons deur die wêreldgeskiedenis gekom het. So kom ons lees Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Dan kan jy het omblaai na hoofstuk 14, ons lees vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Mag die Here seën elke woord wat ons oordink in hierdie uur. Weer eens hartelijk welkom aan jullie elkeen hier so vandag. Vir al ons besoekers, baie dankie dat julle tyd gemaak het om die dag saam met ons te geniet. As ek so hier agter die ry kan ry, ek hier so 'n middagete, so julle almal is welkom om na die diens saam ons te eet en die vrugtinge te geniet. En dan om ons diens voor te sit, kom ons gaan saam sing van die 54, al die verse daarvan. Ons sal nou die geleentheid gee van die diakens en diakenesse om die titels vir die Here te neem.
as gewoonte in ons intuste kerk dan op ons oopgewek, dan buig ons saam en dan bid ons vir die Here. So wie wat moontlik is, kan saam met ons kniel en buig ons. Onze Vader wat in die hemel is, Heer, baie dankie vir die geleentheid dat ons het, Heer, om hier by mekaar te kan kom, om U te loof en te prys, Heer. Ja, die vraag, waar Lea vers ons die boodskap gaan bring, dat het nie ek sal wees wat spreek nie, Heer, maar die Heilige Gees Heer ons sal spreek. En ons wat in die bank sit en luister, Heer, die woord sal vat, en dit gaan uitleef vir die wêreld daar buite kan, Heer. Soos ons vandag geleer het, dat ons elkeen 'n taak op aarde het, om te gaan die mense buitekant te vertel van U, sodat U werk op aarde gedoen kan word, Here. Ek wil U dankie sê vir die geleentheid ons gehad het, Here, om 'n gedeelte terug te kom gebring het na U, Here, sodat die werk vir U gedoen kan word op aarde. Gaan ons dus ons elkeen in hierdie verloop van die dag, en seën iedereen elkeen van ons, Here, sodat met U naam, amen. Dit is nou tyd vir ons kinderstorie. So ek weet nie wie dit om voorberei nie, maar die kinders gaan vorentoe kom. Nou 'n bietjie hierso aan die verkeerde kant, maar dit is altyd 'n regte kant. I want to tell you a very strange story today. How does a tree grow? How does it grow? With roots? What does it start? What starts a tree growing? The seeds. Okay, that's a good answer, because that is the most natural way for a tree to produce a next generation of trees. There was this one king. He had a very strict rule. Anyone in his kingdom who had taken something were put in jail and kept there for the rest of their life. Now that's not a nice life. You miss out on a lot of fun. You don't see the birds and the trees grow. You don't hear you don't even feel the sun shine on your back, because they were put into a deep dungeon, a deep hole. They never saw any sunlight, no friends could visit them. So the people were very careful, and they would not do anything that would give any suspicion that they had touched someone else's things. But before they went into the dungeon, the king was quite fair. He said, I will give you a trial. I will ask you questions, and according to what you answer, this is going to be your punishment. So it happened that one man was one day caught doing and taking someone else's food. And the king said, no, I thought you were going to be the next person to help me with my finances. How could you have done such a thing? And the king was very, very upset. But the rule said he was now
to go for this trial to see if he had really been wrong, if he had really stolen something. And the king said, oh no, sorry, let me ask you a few questions. And he went through the routine, and this guy was guilty. But before he went into the dungeon, the king gave him one last opportunity. What do you have to say for yourself? And the guy said, you know, my king, if you allow me, I will plant this seed, and tomorrow you will have a brilliant tree that bears money. Does money grow on trees? Not really. You can sell the apples and get money, but it doesn't grow on trees. And the king said, okay, what is the thing? He said, the only thing is, the person who has never done anything wrong is supposed to plant that tree, that seed. And the king had to sit and think carefully. Is this now a way to get out of it? Because who has never done anything wrong? Nobody. None of us. We all have made some mistakes. So who's going to plant that tree that can grow money? No one can. And the king had to admit, I'm so sorry. I will give you a light punishment. You are going to work in my palace until you have repaid the debt of the money that you had taken from the food, to pay for food that you had taken from the other poor people. But the king realized that there's no one in life who has not made a mistake. But how we treat it is what makes the difference. He repented and he was very sorry. But the king also realized that there is no one who has never made a mistake. And he had a heart of compassion with this man. And he gave him a light sentence. When we go to Jesus, he's our king. And he will also be fair with us if we accept the offer that his son had done for us. So I trust that you will aim to be a good citizen and do your best. And remember to say sorry when you are really in the wrong, but say it with your whole heart. Have a blessed week, and you can sit with your parents now. Ons sal nou staande staan en sing van lied 287, al die verse. Baby
Baie dankie vir almal se saam sing en Hela vir die begeleiding. Dalk maar elkeen van u, hier's gesigte wat ek nie ken nie, ons is ook maar vreemd hier so, maar ons is bly jy is hier, ons is bly kom aanbid saam met ons. En ons bid dat die Here vir ons sal seën en vir ons sal lei in hierdie tyd. Bid vir my asseblief. En ek wil sommer vra dat Nico se vrou Marie, onlangs 2 maande terug, haar sus verloor. In November was dit die ander suster. En haar ma, hoe lank voor dit? Maar dit is 'n groot skok. En sy werk deur dit, maar ons is dankbaar, hulle is saam met ons. En ek weet van sy kant af, voer hy die inligting. En daar waar die stilte is, en ons sê dankie daarvoor vir elkeen ook. Hou aan, kom ons word weer verlief op die woord van die Here. En dis my idee, op die gedagte wat ek het, as ons hier besig is, dat ons 'n liefde vir die woord ontwikkel. Dat ons die waarheid, die boodskap sal lees, kan interpreteer en dit kan uitleef in ons lewens. Dan weet ons hoekom ons hier is. Dis reg, manne? Dankie. God se laaste waarskuwing is ons tema vir die volgende 3 weke. Ook sies voor ek begin. Ek het net groot verskoning vra. Ek het nie herinner aan na ete. Is daar so 1 uur programmetjie. Dis 20 minute, 25 minute video, dit is 'n window, wat ons help om, hoe bereik ons mense, hoe raak ons betrokke by mense. En ek wil u graag nooi, as jy lekker geëet het, kan jy hier kom sit, en kom kyk, of kom, ons gaan net die Christ Method Alone, as jy vertroud met daai ene, Christus se metode alleen, is suksesvol om mense te bereik. Dis waaroor die ware verhaal in die video gaan. En ons gaan 20 minute of 'n kort rukkie die 5 punte deurwerk wat Christus se bediening suksesvol gemaak het. Dan gaan ons die video kyk vir 20 minute en dan gaan ons geleentheid gee vir identifisering met die video wat ons kan toepas en hoe ons kan toepas. Dis die groot plan. En ons moet dit kan toepas. En ja, ek sê dit altyd maar tong in die kies, bring maar 'n sneesie saam. Dis 'n ware verhaal, maar dis hoe die Here 'n familie se lewe omgedraai. Kom ons bid saam. Die ware Here, as ons nou die woord oopmaak, is dit met groot ontzag, want ons beweeg op heilige grond. Derhalwe kom ek na u toe en vra weer eens, Here, stuur u Gees om ons te begelei. Maak ons verstande oop, maak ons harte ontvanklik. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil net ter opsomming vir wat ons nou gaan doen in die volgende 3 weke. Dan gaan ons in vandag sinne is die uur van sy oordeel is hier. Dis die eerste Engelse boodskap. En ek verwys altyd daarna as God se laaste waarskuwing. Julle weet mos, hoeveel keer jy by die huis is, dis jou laaste waarskuwing. En God gee waarskuwing, maar hy gee genade. Maar dan kom daar 'n tyd wanneer die genade sluit. En direk na, as ons na die 3de lesing is, sal u die erns van hierdie boodskap verstaan. Dit glo ek. En dat ons nie net hier is om aan te gaan en nog 'n gemeente is, nog 'n geleentheid het, en maar net môre is nog 'n dag en ons sal Christus verbygaan, ons het 'n nuwe jaar en ons gaan weer by mekaar, ons gaan mekaar weer sien. Ons is op die einde, geliefdes. Hierdie is God se laaste waarskuwing. Ek gaan net uitbrei daaroor. Die tweede deel sal dan volgende Sabbat wees. Die Bybel ontbloot of lê wêreldse misleidings bloot. Ons het 'n les gehoor hoe Satan toeslaan. Ons het gehoor hoe dat Satan God se skepping versteur het. Maar nou kom ons by die punt dat terug na die skrif lê al hierdie misleidings vir ons bloot. Misleidings wat selfs in die kerk ingekruip het. Wat as tradisie aanvaar word, maar wat Bybels nie korrek is nie. Ek dank die Here, komende uit die NG Kerk uit. Ek stap 'n pad saam met hulle, veral nou met hulle hervorming wat plaasvind, herlewing wat plaasvind binne die NG Kerk, onder die sogenaamde Koinonia Synode. Ek is 'n waarnemer saam met hulle, maar om meer interaksie met die leraars te hê.
wie daar by mekaar is. Die wat van NG agtergrond kom, gou handjies, is 'n groot taak op ons hande. Hierdie kerk is in nood. Hulle roep uit, hulle wil terugdraai na die skrif, hulle noem hulle self skrifbehoudenis. En daar's 'n rede, ek gaan nie daarop ingaan, hoekom hulle wegbreek van die algemene sinode. Oor die 100 gemeentes in Namibië het 44 gemeentes weggebreek van die algemene sinode. Hulle het hulle tyd gegee om skriftuurlik tot bekering te kom en die foute wat by die algemene sinode besluite wat geneem is te herroep, 7 van hulle, wat totaal in stryd is met die skrif. Totaal in stryd, ek wil nie eens daarop ingaan nie, dis 'n lesing op sy eie. Maar dis mense wat soekend is, en wat sê die skrif vir ons? Die derde lesing gaan dan wees, ek wil nie verkeerd, excuse, maar hy met knop is die dag. As God roep sy volk uit Babylon, dit is die derde een. Dis die een waar ons in Openbaring 17 gaan kyk, kom uit Babylon, my volk. So waar is die meeste van God se kinders? Is in Babylon, by wyse van Spreuke. Verwarring, Babylon staan vir verwarring, Babelse verwarring, dis waarvoor dit ontstaan. En nou, verwarring wat in die kerk ingekom het, in die leringe van die kerk, party met sogenaamde belydenisskrifte, kom uit dit uit. Bly by die skrif. Want as iemand iets skryf, wat in stryd is met die skrif, wie moet ek glo? Die skrif, die woord van God. Want 1 Timoteus 6 vers, hoe meen nie? 3 vers 15 en 16, dat die hele skrif, is deur God ingegee. Is nuttig vir lering, onderrigting, teregwysing, onderwysing, jy is reg, dankie, onderwysing, en dan, om wat te doen, om die regverdiges op te lei, te sterk in hulle wandel met die Here. So as ons twyfel in die woord van die Here saai, soos een van die punte wat sê, die woord van die Here, nie alles is waar nie, party goed moet as mites gesien word. Dan gaan ons nooit in die res van die skrif glo, as ek hierdie gedeelte, dis 'n mite, Genesis 1 tot 11, dis 'n probleem, raak ontslaaf van dit, want dan kan ons in die evolusie glo. Maar goed, dit sal die derde een wees. Met 'n paar kragtige aanhalings, kom ons bid vir hierdie vers, het ons begin in ons vorige reeks, ons gekyk na die krag van die hervorming. Eerstens, dat die hervorming is geroep deur God op 'n spesifieke tyd, met die doel om die mense van daai tyd terug te bring na die skrifte. Die tweede een wat het gehandel oor die teenhervorming, wat was Rome se reaksie op wat Martin Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 leerstellings vasgespijker het teen die Wittenberg, Kasteelkerk te Wittenberg. Vandag gaan die woord rond, het dit regtig gebeur? Ja, dis in klip uitgekap. Dis in geskiedenis vasgelê. Maar as jy nie lees nie, gaan jy nie weet nie. Dis die probleem. En dan natuurlik, ons moet hierdie vers baie ernstig neem. Ek lees hom. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. So wie sê ons moet Daniël studeer? Dis Jesus se eie woorde wat dit sê. Sy eie woorde. Wanneer julle dan die gruwel van verwoesting, wat is die gruwel van die verwoesting? Dit is 'n beskrywende vorm van die term antichrist. Want antichrist beteken nie om teen Christus te wees nie. Dit beteken om in die plek van Christus te wil wees. Daarom in die kerk, in daai eerste lesing het ek met u gedeel die 8 stappe van afvalligheid, en jy gaan nou weer op die bord sien, want ek wil dit graag herhaal.
Maar die punt is hier, die gruwel van die verwoesting verwoes die waarheid. Dit verwoes ons ewige lewe wat ons het. Dit verwoes. En ons moet teruggaan en spesifiek die boek Daniël lees. Spesifiek. Want Daniël en Openbaring pas hand aan hand, of hand in hand skoen. Hulle loop so. Jy gaan nie Openbaring verstaan as jy nie Daniël studeer nie. As jy Daniël studeer, dan word die tydsraamwerke van Daniël se profeseë net so toegepas in Openbaring deur die gebeure wat plaasgevind het. En nou kan jy sien, God het hier voorspel dit gaan gebeur en dit geskiedenis bewys, dit het gebeur. Amos 3 vers 7. Sê hom vir ons op om nie. Die Here doen niks tensy sy raadsbesluit met sy knegte die profete geopenbaar. Was Daniël 'n profeet? Die Here doen niks alvorens hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete bekend gemaak het. Dan in sy voorkennis gee God dan die skrif en hy gee dit vir die profeet skryf dit neer en ons studeer en soos ons dit studeer, moet ons leer hoe pas ek dit toe. Wat sê dit vir my vandag? Kom ons kyk na die volgende skyfie. Ons het reeds daai in nommer 1 gesien, kan jy onthou, die 8 stappe van die afvalligheid, wat die kerk in die sogenaamde donker eeue ingelei het. Ek moet dit vir u deel, want dat u die orde kan sien van gebeure in die wêreld. En as ons dit raak sien, dan besef ons maar, hier is niks na die 3 engele boodskap nie. Hy kom op die einde. Hy kom as God se laaste waarskuwing. Want dis God se reaksie op 'n wêreld wat afvallig raak. Dis sy reaksie. Hy gee sy laaste waarskuwing, dis in Openbaring 14, wat kry ons in hoofstuk 15? Die pla word aangekondig. Wat kry ons in hoofstuk 16? Die pla word uitgestort. Wat lees ons in hoofstuk 17? Babylon, die Bybelse term, die hoervrou, die afvallige kerk. Babylon, wat het sy in haar beker? In haar hand? 'n goue beker. Wat is in die beker? Vol van haar dwaalleer. En sy het wat met daai beker gedoen? Die wêreld laat drink. En hulle het dronk geword van die wyn van haar dwaalleer. Ek dink ek moet 'n 4de deel bybring, dan doen ek daar die afvalligheid waarvan ek net nog gepraat het in die NG Kerk. Ek is nie kwaad vir hulle nie, ek ondersteun so ver as wat ek kan. Ons deel gedagtes, ons raak betrokke by hulle bedieninge. Goed, jy het vinnig gesien daar hoe die Sabbat verander is. Heel eerste, deur Konstantyn beginnende, nou toe die vervolging stop. Nee, ek dink ons moet nou eerder vervalsing inbring as vervolging. So in 313 eindig die tyd van vervolging. Die tweede brief, as jy aan Openbaring se brief aan Smyrna beteken, dan kom ons by die derde brief, of ons kom by die punt van vrede. Is dit vrede? Of is dit vervalsing? Wat is dit? Wat het geword van die karakter van die kerk, toe die vervolging stop? Toe val die kerk se karakter uit mekaar uit. Toe word Konstantyn, sogenaamd 'n bekeerde, en hy marcheer al sy soldate deur die rivier en sê, nou is julle almal gedoop, nou is ons almal Christene. As jy gister gesê het, jy's 'n Christen, is jy doodgemaak. Nou sit ek langs Konstantyn in die kerk. Kerk en staat werk nie. Ons is weer op pad soontoe. Toe kom die onsterflikheid van die siel as 'n lering wat ingekom het, omdat, sê dankie vir Plato en vir Sokrates, die twee Griekse filosofe, 200 voor Christus, hulle die konsep ontwikkel, en ek gebruik altyd die uitdrukking, body is bad, goes to dust, spirit or soul is good, goes to heaven. Maar dis nie wat die skrif leer nie. Jy het nie 'n siel wat hemel toe gaan as jy doodgaan nie. En ek sê dit op grond van die skrif, maar verstaan net die wiskunde van lewe. As jy dood wil verstaan, dan moet ons lewe verstaan. En die wiskunde som
is Genesis 2 vers 7, en God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens 'n lewende siel of 'n lewende wese geword. Het ek 'n siel of is ek 'n siel? Is 'n siel. Ek is 'n lewende wese, wanneer die liggaam met die lewensgees van God verbind. Dis lewe. Dan is ek 'n lewende wese. As ek doodgaan, sê Prediker 12 vers 7, en die liggaam terugkeer na die aarde waaruit dit geneem is, en die gees terugkeer na God wie dit gegee het. So die twee skei. So waar is die siel? Die siel is 'n kombinasie van die liggaam en God se lewensgees. Dan is jy 'n lewende wese. Maar as jy sterf, sê jy dan daar's nie lewe na die dood. Ek sê dit glad nie. Ek glo daar is. Want die skrif sê vir my, is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Dis die belangrike punt. Hoe word my naam geskryf in die boek van die lewe? As ek my hart aan die Here oorgee, my lewe aan hom oorgee, my hart vir hom oopmaak, en hy my verander, en ek aanvaar Jesus as my persoonlike saligmaker, word my naam geskryf in die boek van die lewe. En dis die punt wat ons moet bewaar. Daardie besluit moet bly staan. So die onsterflikheid van die siel het ingekom, as 'n baba sterf, niemand wil 'n baba sien brand in die hel nie, so doop hom vinnig, want dis die volgende stap waarin dit gegaan het, en dit was die besprenkeling van babas, waar doop gepaard gaan met sondebelydenis. 'n Baba kan nie sonde doen nie, hy's nog nie toerekensvatbaar nie, hy kan nie erkenning vra of vergifnis vra nie, want hy besef dit nog nie. So hy gaan neigings hê, daai terrible twins stadium, hy gaan neigings hê, maar dis waar die gees van die Here begin werk deur goeie ouerskap. Maar as die kind sterf en jy wil hom nie sien brand in die hel nie, doop hom vinnig. Wêreldsheid is die 4de stap wat ingekom het, waar die kerk se vervolging hom suiwer gehou het, en die vrede die kerk nou besoedel. Net om vrede te hê. Kom ons, is dit die woord compromise? Dat is vanoggend ook gebruik in die Sabbatskool. Dan het dit nou gelei na seremonie en vertoon. Met ander woorde, die kerk skryf voor wat jy moet doen, wanneer jy dit moet doen, gaan nie meer oor 'n verhouding met God nie, dis seremonie en vertoon. Die kerk het verander van, ek het eendag 'n baie kragtige prent ontvang. In die Nuwe Testament was die kerk geken vir sy vervolging, en die man staan so terwyl hulle hom gesel, een van die Christene. Vandag is dit pump and glory, is dit die woord, die uitdrukking. Dis hoe die kerk, daar word 'n show, weet jy, Molly, ek mik nou nie op die Zulu mense nie, maar iets wat my getref het, daar in die stad. Die dames kom met 2 pare skoene kerk toe. High heels vir 11 o'clock service, en die plat hakke vir na die tyd. Dit het my gevang, of my aandag getrek. En ons is nie hier om af te wys nie, ons is hier om God te aanbid. Ons is hier om onsself voor hom te verneder. Maar nou sê die kerk vir jou, dis die seremonie wat jy moet volg, en dis die vertoon, is dit nie vandag duidelik in Katolicisme sigbaar nie. Ek sê dit met alle respek, waar Openbaring 17 praat van purper en skarlaken, dis die 2 amptelike kleure van die kerk van Rome. Dit stel voor, wat het Elia gedra, dat ek so sê, 'n rowwe kleed, eenvoud, beld om die lyf, geen afwyserigheid nie. Nou word jy jou eie verlosser, want die wêreld word jy word deur jou werke gered. Volg die seremonie, dis hoe jy dit doen, dis hoe jy moet aantrek, dis hoe jy optree, en jy sal gered word deur jou eie werke. En toe kom Maria aanbidding in. En Maria aanbidding is basies hoekom die 10 gebooie verander is, toe die 2de gebod
deur Katholicisme verwyder is, wat sê jy mag nie vir jou gesneede beeld maak, of enige gelykenis van wat in die hemel, op die aarde, of onder die aarde is, en jou daarvoor neerbuig, en dit aanbid nie. So moet nou nie huis skoonmaak en alles uit die huis uitgooi met jy 'n foto van die en daai en 'n beeldjie van dit en dat nie. Dit sê en jou voor dit neerbuig. So as ek hom hou om neer te buig, dan het ek 'n probleem. Maar ek moet dalk sê ek het vriende gesien wat hy skoon gemaak en wie se lewens verander het. Maar dit is nie ons middelpunt nie. Middelpunt is Jesus Christus. Die volgende een is dan onfeilbaarheid van die paus. Toe die paus hierdie eise aanneem, dat hy ex cathedra in sy stoel en ambt as hoof van die kerk sit, dan is hy God op aarde. Met ander woorde, en ek gaan dit nou vir julle lees, maar kom ons kyk eens gou wat het gebeur met die hervorming. Hier is 'n belangrike gedeelte. Hierdie was die tyd toe ons in absolute, dat die mens homself as God gesien het, en die leierskap hom as God gesien het. So, ek sit hier en ek praat en ek gee die reëls, en ek skryf my ecclesiastical letters, my briewe, as riglyn vir die kerk. Goed, dan is ek God op aarde, maar kom ons kyk gou hier. Eerstens was daar 'n groep met die naam van die ortodokse gelowiges. Hulle het ontslae geraak van die onfeilbaarheid van die paus. Hulle het gesê, God alleen is onsterklik, God alleen is onfeilbaar, geen mens is onfeilbaar nie, want pause kan teen mekaar praat. Hulle kan teen mekaar verskillende opinies hê. God het nie verskillende opinies nie, hy het een waarheid. En volgende week gaan ek bietjie praat in detail oor die Left Behind. Wie daar die boeke al gesien en die film gesien Left Behind? Julle kyk, drink volgende week R20 saam en kom bely, hoor. Dis goed as jy vas is in die geloof, om dit te kyk en te sien, dis waar die vervalsing lê. Maar moenie mislei word deur die blockbuster status, waaroor hierdie boeke verkoop is, wat 'n konsep moes oordra, wat ek volgende week oor gaan praat. Dis hard, maar ek wil bly by wat die waarheid lê in die skrif. Want op hierdie futuristiese konsep wat ons volgende week kyk, is waar die wegrape op gebaseer is, en die hele Left Behind was ontwikkel met die doel om die wegraping te verkoop aan die mense wat nie die Bybel ken nie. Dit lyk mooi, maar dit is nie skriftuurlik nie, want jy kry dit nie in die skrif nie. Daar's 'n wederkoms, nie 'n wegraping nie. Daar's 'n verskil in beskouing. Goed, so die ortodokse het ontslae geraak van dat die pausdom alleen die pausdom onfeilbaar is, God op aarde is. Geen beelde, dit was die episkopale. Die episkopale is die Anglican Kerk in Amerika. So hulle het hierdie lering getakel en hulle het gesê, nee, hoekom het julle die tweede gebod uitgehaal? Dis dan die 10 gebooie, nou sit jy met 9, en toe skei Rome die 9de en of die 10de gebod in 2, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se eiendom begeer nie. Maar dis 1 gebod, is ek reg? Dis 1 gebod. Dis hoekom Katolieke nie skei nie. Goed, en dis eintlik hoekom koning Henry hoekom hy die Anglican Church gestig het. Hoekom? Hy wou skei. Sê, jy gaan nie my voorskryf, ek mag nie skei nie. Stig my eie kerk en hy skei. Dis die Anglican Church. Kom ons gaan verder. Nou kom ons waar Martin Luther op die toneel verskyn. Redding deur geloof. Jy het nie werke nodig nie, jy het geloof in Jesus Christus, wie vir ons gesterf het. Jy aanvaar dit as die sogenaamde uitdrukking wat hulle gebruik het, die solas. Ons word gered sola gratia, deur die genade van God. Ons aanvaar dit sola fide, in die geloof aanvaar ons dit. Sola Christus, dat Christus vir ons gesterf het. Alleen sy sonde, hy wat vir ons sonde geword het vir ons gesterf.
En ons staan op die sola scriptura, die Bybel en die Bybel alleen vir ons, die fondasie vir ons geloof, dat ons kan leef sola deo gloria tot die eer van God. Dis hoekom die Here die hervorming daar gestel het. En ons moet voortgaan met die hervorming. Ons moet voortgaan. Dis gevolg deur die, wat is hulle naam, die Calviniste, dat sê nee, wat 'n seremonie en vertoon is dit? Jou verhouding met God is 'n praktiese, werkbare ervaring, daaglikse ervaring met God. En hierdie praktiese Christendom wat jy ontwikkel, is waar jou lewe verander. Jy doen nie goeie werk om gered te word nie, jy is gered en dit lei tot goeie werke. Jy is deur die genade gered en jou lewe verander. Het jy dit beleef? Ons beleef dit elke dag. Jy wil dit doen, al sê Paulus, wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar dit is die menslike natuur. Maar as jy verlossing aanvaar in Jesus, dan sê jy dankie Here vir u genade. Dankie vir die verlossing. Dankie dat u Gees in my werk. Nou nog, ek moet baie vir myself, ek moet. En net om my te herinner, ek is 'n sondaar en het die genade van die Here net soveel nodig as enige ander mens. En toe kom dis nou Calvin hulle hierdie, die praktiese Christendom, toe kom die Bybelse standaarde, Christenstandaarde, deur die Methodiste kerk. Het hulle gesê, as iemand gered word vir Jesus Christus, jy is 'n spesiale mens, 'n groep mense. Jy is afgesonder vir heilige diens. Jy is as 'n disipel van Jesus. Leef jy tot die eer van Jesus. Jy leef tot die uitbreiding van sy koninkryk. En dan sê die Bybel vir jou, moenie eet soos die wêreld nie. Moenie aantrek soos die wêreld nie. Moenie praat soos die wêreld nie. En dit is waaroor hulle gespot was. You've got a method of dress, a method of eating, a method of Bible study, you're nothing else than Methodists. Dat is 'n spotnaam. Maar hulle het Bybelstandaarde teruggebring. En dan is ons die Baptiste, die sogenaamde Anabaptiste, wat die doop deur onderdompeling herstel het, dat die doop is 'n simbool van verlossing. Jy is vas in slawerny, die Here verlos jou, en die doop is 'n afwassing, sê Titus 1 of 3, 1 vers 3, sê vir jou, dis 'n afwassing van jou verlede. Jy's 'n nuwe mens saam met Jesus. En die Griekse woord baptizo is afgelei, kyk die kleurvolle skakerings wat ons het. Al hierdie materiaal was wit geweest. En as jy die materiaal vat en jy doop dit in kleursel en hy kom uit, het jy hom gebaptizo. Hy was wit en hy's nou blou, rooi. Al was jou sonde soos skarlaken, ek sê jou wit was soos wol. En dis die Here se genade. So die doop deur onderdompeling is herstel. Baie vervolging het in die kerk ook maar teen dit gestaan, maar hier is die belangrike. En toe kom 'n Millerite prediker, een van William Miller se navolgers, 'n man met die naam van George Stolz, en hy verkondig sê maar hoorie, die mense het nie 'n onsterflike siel nie. Hulle noem dit kondisionalisme. Jy word gered op die voorwaarde. Dis nie net 'n onsterflike siel. Jy kan doen wat jy wil. Maar as dit gesê is, jy gaan sterwe, jy gaan hemel toe gaan jy hemel toe. Leef maar soos jy wil. Dis 'n voorsiening. Dis 'n praktyk vandag wat uitverkiesingsleer word dit genoem. Jy is uitverkies. Of jy nou om hel toe gaan, as jy uitverkies om hel toe te gaan, jy kan maar heilig leef soos jy wil. Dis nie hoe dit werk nie. Daar is nie baptiste, daar is nie one save, always save nie. Was Adam en Eva gesave, om die uitdrukking so te gebruik? Ja, hulle was heilig, het hulle geval? Ja. Was Lucifer heilig geweest? Het hy geval? Ja. So ek word heilig gemaak deur Jesus en in Jesus, maar ek kan uitval. Deur die keuses wat ek neem. Die besluite. Dan is die volgende, die sterflikheid van die siel, soos ek gesê, en George Stolz het gesê, op hierdie 'n mens het 'n siel,
'n mens is 'n siel, en Esegiel 18 vers 4 sê, elke siel wat sondig, al die siele is myne sê, almal wie sondig moet sterwe. Dis 'n prediker en woording hierso. Almal wat lewe en sondig moet sterwe. En dis goed, want wat sou van my geword het as ek 900 jaar moes leef? Hoe sou hierdie aarde gewees het in die volgende 900 jaar? Hoe sou dit gewees het? Is dit nie goed dat God 'n einde aan kwaad bring nie? Dat hy 'n einde, hy sê ek wil net 'n einde maak, en ons het nou by die einde gekom, en dis hoekom God sy laaste waarskuwing gee aan ons ook. En dan was dit die 7de dag baptiste, wie die Bybelse Sabbat herstel het. Almal beklei met ons, julle is so oor die Sabbat, ek is besig met 'n hele paar mense op die foon met studies. En ons buurman so eentjie van ons af, stuur nou eendag vir my. Hy sê, hey, die wat die 7de Sabbat hou is erg oor die 4de gebod. Ek sê, maar dit bly God se gebod. Ek kan mos nie God se gebod verander nie, ek mag nie. Ek kan die 2de gebod uit die 9de of die 10de dan in 2 split om weer 10 gebooie op te maak nie. Dan sê ek mos my gesag is groter as God se. En as God gesê, jy kan enige dag hou. My tannie het vir my gesê, ek sê, is reg, tannie kan enige dag hou. Maar is nie elke dag wat die Here geseën het nie. Hy het die Sabbat geseën. Ja, maar ek is op 'n Dinsdag gebore, my 7de dag is Maandag, 100%. Maar dis nie die dag wat die Here geseën het nie. Wie's in beheer hier? Ek of die Here? Wie's in beheer? Wil ons altyd wys wees teen die Here? Ons gaan tweede kom. Maar in elk geval wat na vore kom, is die oorblyfsel. Niemand hou van 'n oorblyfsel. Dit praat van ek skei myself af van jou af. Goed. Maar was daar 'n oorblyfsel in Egipte? Toe God die plaag gestuur het? Hy het sy volk beskerm. Was daar 'n oorblyfsel in Noag se tyd? Hy het Noag en sy gesin beskerm. Was daar 'n oorblyfsel in Israel se tyd? Hy het Israel gekies bo die heidene nasies om hulle. Maar toe verlaat hulle die pad, was daar 'n oorblyfsel gewees, hulle wie Jesus se bediening aanvaar het, en Jesus erken het as die Messias. Dis 'n oorblyfsel. Die kerk het afvallig geraak. Was daar 'n oorblyfsel in die donker eeue? Hulle wat opgestaan het, die Bybel opgetel het, voortgegaan het met die hervorming. Raak die kerke afvallig? Is daar vandag weer 'n oorblyfsel? Hulle wie? Wat is ons, dankie, wat die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, hulle wie die gebooie van God en die getuienis van Jesus. So ons het hier altyd te doen, die Bybel praat altyd van 'n oorblyfsel. Die punt is, wil ek deel word van die oorblyfsel? Ek het 'n keuse. Gaan ek staan by die wêreld, of gaan ek terugkeer na die woord van God? Gaan ek die woord van God my eerste keuse maak, my eerste liefde maak? En dit is hoekom die oorblyfsel moet die hervorming voltooi. Dis deel van wat ons ook gedoen het. Luister wat het Martin Luther geskryf, en dit kom van George Joya af in 1545. Beskryf hy hierdie: ek hoop dat die laaste dag van afrekening nie ver in die toekoms is nie. Ek oortuig myself waarlik dat dit binne 300 jaar sal wees, want die woord van God sal afneem en verduister vanweë 'n behoefte aan ware herders en diensknegte van God. Ja, wat het Martin geweet? Al was Daniël 'n geslote boek in sy tyd, waar het hy die leiding gekry van 1844? In die boek Daniël. Waar het die hervormers die waarheid gekry, ongeskonde, van die Waldense? Meer as 1200, 300 jaar terug van tevore, wie uit Italië weggejaag is, omdat hulle sabbathouers was. En Rome wou dit nie aanvaar nie. En toe hulle hoor, hier is 'n groep mense, hervorming wat besig is om plaas te vind, toe kom bring hulle die waarheid en die skrif soos hulle dit gehad het, bring hulle dit vir die hervormers. Wat 'n wonderlike oorblyfsel het God gehad daar.
om ons terug te sit op die pad van getrouheid. Gaan asseblief en kyk die reeks, Keepers of the Flame. Asseblief, jy moet dit kyk. Net dat ons verstaan wie ons is en hoekom ons is, wat ons is en waarom ons is hier, met watter rede. Dis die grootste. Hier sê François, Paus Leo die 13de, wat regeer het 1878 tot 1903. We hold upon this earth the place of God Almighty. Dis Paus Leo die 13de. En hierdie beginsel en die brief wat hy geskryf het in Rerum Novarum, is die basis vir Paus Leo die 14de, wie nou die paus is, om toe te pas wat in daai brief geskryf was, in hierdie laaste oomblikke. Is u gereed daarvoor? Dis erg. Maar mag ek vra, geliefdes, ons is nie hier om te veroordeel. Ons is hier om leiding uit die skrif te kry. Hoe kom ek terug na die skrif toe? Hoe bly ek by wat die skrif my leer? Hoe maak ek my hart ontvanklik? Want weet dit, en ek sê dit veral vir ons besoekers, die eerste keer, toe ek hoor, en ek kom hierdie boodskap agter oor Daniël en Openbaring, was ek ook maar in stryd gewees. Satan het ook op jou skouer gesit. Hy sal ook jou wil wegwys. As jy op enige manier wil hê, doen net enigiets, gaan net weg. Moenie hierdie doen nie. Gaan terug na die skrif. Doen wat die Bereane gedoen het. Hulle teruggegaan huis toe en hulle gaan kyk of al hierdie dinge so was. Dis wat die Here van ons vra. Dis wat hy van ons vra. En dan moet ons beweeg soos die Gees van die Here lei. Goed. Deel 2 het ons gekyk na die teenhervorming. Wat was Rome se reaksie teen die hervormers? Hoe het Rome opgetree? Want hulle het as 'n basis gehad die sogenaamde of die woord van God. Dit was hulle, die hervormers se basis. Rome glo in tradisie. Bokant die skrif. So tradisie is die besluit wat die kerk deur die eeue dra en ons sit die tradisie voort. Dis groter as die gesag van God. As Rome in die Bybel, dis om hulle lees nie die Bybel nie. Jy moet die priester gaan vra wat sê die skrif en hy sal hom volgens Katolicisme vir jou ontleed. Dis seer, mense. Maar dis waar. As die Here die veil geskeur het, die skei geskeur om te sê, dis my liggaam wat nou vir julle gebreek word aan die kruis. Ons het toegang tot God. Ons het toegang tot die skrif. Jy hoef nie deur die priester te gaan. Dis hoekom hulle die Bybel gehou het in Latyns. En toe John Wycliffe kom en die Bybel vertaal in Engels, toe word hy doodgemaak. En die het sy bene opgegrawe en het weer verbrand. Satan is woedend. Veral vir hulle. Maar jy gaan lees volgende week. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wie die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus het. Dit is die uitnodiging wat die Here ons gee. En dis hoe die Here ons gaan dra, as ons dit gebruik as basis in ons geloof. Hoe het Rome opgetree? Hy het sy sogenaamde intelligentsia gestig, die Jesuïte orde. En die Jesuïte orde sê vir ons, hulle moes die hele skrif, moes hulle en die hervorming, moes hulle takel om elkeen van die leringe van Martin Luther tersyde te stel. So hulle gaan sit in 'n dorpie van Raad van Trent van 1545 tot 1563 en toe vra hulle vir Francisco Ribera en hy skryf in 1561 vra hom, hy skryf sy boek Futurisme, daai boek, en hy is klaar in 1585 en hy publiseer hom in 1590 en daar is die alternatief vir Bybelprofesie, is die alternatief. Nee, die hervormers was verkeerd. Ons is nie. Onthou wat is die plek, die woord van Antichrist wat beteken het? In die plek van. As die priesterorde in die kerk van Rome eis dat ons die mag het om sondes te vergewe. Is dit God se mag? God se mag. Nie my mag nie. Ek kan nie sondes vergewe nie. Ek kan verskoning vra, maar ek kan nie vergewe nie. Reg?
kyk net vinnig. Hierdie is so belangrik, maar dan gaan jy nou verstaan hoekom ons hierdie volgende 3 lesings gewy het op hierdie basis. Vinnig net na die 3 so kyk. En soos ek gesê het, in 1590 verskyn Rivera se futurisme. Maar die pendulum swaai na die ander kant, en in 1650 verskyn Alcazar se preterisme. Die antichrist simboliek is in die verlede, histories. Rivera sê is in die toekoms, in die future. So in die verlede, wat maak ek saak? Dit pla my nie, is geskiedenis. Maar as jy vir my sê, hy is in die toekoms, maar hy gaan geopenbaar word na die weggrawing, dan is ons probleem. Nou het jy my aandag. Want ek weet nie wie hy is nie, en ek wil ook nie daardeur gaan nie, so ek sal doen wat jy vir my sê, dit gaan in volgende week uitkom. Maar hier is die groot punt wat ek wil hê jy moet net raak sien. Hoe hulle Bybelprofesie interpreteer, en hoe hulle futurisme dit interpreteer. Historisisme is die Bybelse metode. Hoe weet ek dit? Daar is nie 'n datum by nie. Glad nie. Daar is nie 'n datum by nie. Jesus, kom ons vat Martin Luther. In 1517 het futurisme bestaan? Het preterisme ontstaan? Of bestaan? Nee. So wat het Martin Luther gebruik? Historisisme. Dis hoekom die hervorming die Bybel reg gesny. Dis wanneer jou simbole en jou gebeure in mekaar, soos 'n legkaart in mekaar pas. Ek gaan nie verder hieroor gaan nie, behalwe dat Nero was die een wat die tempel ontreinig het, want hy die vark geoffer op die altaar. Maar hier sê die futurisme, nee, ons moet 'n derde tempel bou, en dan sal die antichrist hom as God verhef om in daai tempel te sit. Maar dis al twee is misleiding. Hulle die gebooie af die profetiese uitleg het hulle verander, kyk mooi daarna, en hier is so 'n gevaarlike een. Bo is die historistiese, die Bybelse interpretasie, onder is die futuristiese interpretasie. En wat letterlik gebeur het, die 7 jaar van Daniël 90, die 70ste week, daar 7 plus 62 plus 1 week, gee vir die 70 weke profesie, is geskuif. Maar wie was die fokus in daardie 7 jaar? Op wie dit gefokus? Op Jesus. Sy dood, sy kruis, Stefanus se steniging, Saulus se bekering, wat die evangelie nou na die heidene toe vat. Dis die tydperk. En wat doen hulle met daai 7 jaar? Hulle skuif dit na die laaste 7 jaar na die wegraping plaasvind. Dit is so. Dan is dit die 7 jaar van verdrukking. Wys vir my in die Bybel waar dit sê 7 jaar van verdrukking. Glad nie. Dis nie daar. Maar, wat is die doel hiervan? Hoekom is dit gedoen? Dit haal Jesus totaal uit die prentjie van profesie uit. Dis hoekom hulle miljoene dollars spandeer en boeke skryf soos Armageddon, boeke skryf soos Judgment Day, boeke skryf soos Left Behind, daai 12 reeks. Gaan 'n bietjie daarvan inbring volgende week as die Here wil. Maar ek sien ek het myself in die voet geskiet met tyd, maar goed. So, die fokus word geplaas op die antichrist. Alles gaan oor die antichrist. Hulle soek meer inligting oor die antichrist, maar nie oor Christus nie. Hulle is bang vir die antichrist, maar hulle wil nie versoen met die Here nie. Maar onder 'n valse voorwendsel, wat mooi kerklik lyk, maar is dit nie so, wat 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 vir ons sê, en geen wonder, dat Satan homself kan verander in 'n engel van die lig. Sodoende sy navolg, sy engele, kan hulle verander in engele van die lig. So hy kom met mooi lig, maar wat gebeur binne? Is dit die ware godsdiens? Los julle godsdienstige verskille, ons sort dit uit in die hemel. Kom ons kom net ekumenies by mekaar. Ons glo een globale godsdiens. Maak dit maklik vir almal. Nie julle daar een kant van sit nie. Ek
gaan nie oor daai en nou praat nie, is maar net basies hulle is 12 jaar te laat. Hier het ek by 'n AGS vriend gekry, wie later aan te gedoop is. Dan sê die Here se genade, bid vir my, nie geloof, maar bid vir hom. Maar hier is dit, dis presies hoe hulle die 7 jaar van die na die wegraping beskryf. En ek glo alles saam, daar word hulle weggeraap. Ek weet nie wat geheim is aan 1 Tessalonisense 4 vers 16 nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die trompet, met die geluid van 'n ja. En met trompet geskak sal hy terugkom. As jy daar weggeraap word, ongelukkig word die wêreld ook in 2 gedeel. Hulle die weggeraap word en hulle die agterbly. En so doen die 3 engele boodskap ook. Hulle wie dit aanneem en hulle wie dit verwerp. Goed, dan is dit nou die sigbare wederkoms en dan Satan is gebind, maar hier is die Dawid se troon op aarde herstel. Nee. En dan is dit die oordeel en dan is dit die nuwe Jerusalem. Dis hoe hulle dit sien. Ek het eendag 'n lekker gesprek met 'n pastoor oor dit gehad. En 'n vriend het my sê, hy moes hom een vraag gevra, want hy doen 'n oomie sy yskas, hy maak hom reg en hy sien hierdie prentjies en hy kyk en hy sê, oomie, wat is hierdie? Nou weet hy, dis die weggraping. Hy sê vir my 'n bietjie, waar sluit die genade deur? En hy staan links aan die yskas, tot regs aan die yskas, tot agter die yskas en hy kon nie vir hom 'n antwoord gee nie. Hy het hom geskit net met een vraag. So die hele doel dan van die 3 engele boodskap wat ons eers gedoen het, in die 1850s toe word hierdie kaart gepubliseer om vir jou die tydperke te gee van Daniël se profesie. Die tydperke. En in Daniël 7 kry jy dit hier, daar's Daniël 8. So hulle gebruik dit om te illustreer dat mense verstaan. Al is dit 3 verskillende profesieë, dit is een boodskap. Een gee net meer, ons noem dit 'n interlude, hy gee net meer inligting, veral in die boek Openbaring. Na die 7 briewe kom die 7 seels, en tussen die 6 en 7de seël is daar 'n bietjie ekstra inligting, wat vir ons wat leef aan die einde van tyd. En dis wat God doen, hy gee vir ons daai ekstra inligting, want die tyd het gekom, toe Daniël se geheimenis volbring is, in 1844. Is dit nie interessant nie? Selfde tyd wat Jesus van die heilige in die allerheiligste beweeg het in die hemelse tempel. Selfde jaar wat evolusieleer ontstaan het in die wêreld. Dieselfde jaar wat die Mormoonse kerk gestig is. Dieselfde jaar wat die Jehova getuies gestig is. Het Satan 'n aanslag teen die waarheid van God? Doen nie dit op verskillende maniere? Doen nie dit dat dit Christelik lyk? Ons moet nie val daarvoor nie. Had ek maar net 'n bietjie ingezoom, ek sal weer praat daaroor. So watter teks het die hervormers verenig? Wie kan dit onthou? Watter teks het die hervormers verenig? Regverdige sal die verloor leef. Die verloor hom se goue sterretjie. Die een vers wat almal saamgebind het teen die Romeinse afvalligheid om die hervorming by een te hou, was Daniël 7 vers 25. Dis die vers wat vir jou verduidelik van in vers 24, klein horinkie wat tussen die koninkryke opkom, het mense oor 'n groot mond wat lasterlike dinge spreek. En hierdie woorde wat hy gespreek het, hy sou gelaster het teen God, hy sou die heiliges van die Allerhoogste mishandel, hy sou die wet probeer verander, hy sal die tye probeer verander, en hulle sal in sy hand gegee word vir 'n tye en 'n halwe tyd. En op grond van historisisme en Daniël 7:25 is die hele hervorming geskoei en in die Heilige Gees dit gedryf, sodat die woord van die Here weer kan leef in die harte en in die lewens van mense. Wonderlik in die geskiedenis. Daar is die vers, die 5, ons het in lesing 3 het ons gekyk na daardie verse. Daar is die Bybelse 10 gebooie, en hier is dit die afkorting binne in die katholieke katekisasieboek. Interessant, gaan Google, Lutheran Catechism, jy sal dit ook in die Lutherse katekisasieboek vind. Ek was geskok toe die persoon my dit gewys het.
So wat is die 3 engele boodskap? En dis waar ons by Openbaring 14 vers 6 kom en 7. Ek moes hierdie inligting vir u gee, want ek wil hê u moet sien. God het geskape, Satan het aangeval. God het die verlossingsplan geskep, Satan het die verlossingsplan vervals. En hy het hulle in die donkere eeue ingebring. God stuur die hervorming, Satan skep die futuristiese interpretasie. En God stuur nou sy laaste waarskuwing. Dis is dit. Nou is dit die plan. Net hierna. En dis so belangrik, want daai boekie wat geseël was, Daniël, is die boekie, en ek gaan nou amper klaar maak, gaan ons eindig met daai 2 vers. Die boekie Daniël is verseël in Daniël 12 vers 4. Daniël, gaan nou heen, jy gaan sterwe, maar die woorde bly verborge en verseël. En in vers 9 word dit herhaal. Wat sê hy daar? Dit sal verseël bly tot in die 7de tydperk. Dis die tydperk 1844 tot by die einde. Nou kom die inligting na vore. Nou word Daniël deur die Gees van God. Is dit so dat die Gees jou kan blind maak? Ek wil eintlik, ek stel dit verkeerd. Jy sien nie 'n fout nie, tot ewe skielik, my aarde. Nou verstaan ek waar die fout lê. Net so het die Gees onder die inligting volgens profetiese tyd eers moes uitkom in 1844. Die volle inligting, wat is dit? Die ondersoekende oordeel, die heiligdomsstelsel. So, hoekom is daai 2 punte so belangrik? As ons kyk na Openbaring 14 en ons lees wat sê vers 6. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug gevlieg, of sien vlieg. Waar? In die hoekie van die aarde, onder 'n boom. Hoekom in die middel van die lug? Almal moet dit sien. So dit is 'n boodskap wat die hele wêreld, het jy my gehoor? Die hele wêreld moet bereik en gaan bereik. Want dit is die belofte van God. God kan ons nie die aarde afsluit as nie almal die boodskap gehoor het nie. Maar onthou net, the last scenes will be rapid ones. En as die wêreldgebeure so met krag gaan toeneem, wat dink jy gaan die soekende mense, hoe gaan die Gees hulle lei? Terug na die skrif, terug om te verstaan wat gaan aan. Hoekom val die ekonomie uitmekaar uit? Die Here roep ons, hy moet. Want as hy nie ongeluk gaan bring nie, gaan ons in ons Cadillac bly ry. Nou skud hy die aarde. Hy skud die gebeure, hy skud die ekonomie. En nou raak die mense soekend. Hoekom? Hier kom dit. Wat het ekskuus? Die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie. Daai woord ewig word so baie misbruik in die skrif. Die evangelie, dis waar. Almal preek Jesus het gesterf aan die kruis en opgestaan, maar dis nie die hele evangelie nie. Die hele evangelie is, wat het Jesus op aarde kom doen? Hy het hier kom sterf. Dat hy die prys van die sonde betaal. Wat doen Jesus in die hemel? Hy tree in vir ons as ons hoëpriester. Dit word nie geleer nie. So die ewige evangelie sluit in die ondersoekende oordeel. Dit wat in elke jaar gebeur het in die Joodse kalender, die Hebreëse kalender, het hulle elke jaar hulle sonde bely, maar op een dag, Yom Kippur, versoendag, gaan lees bietjie Levitikus 16, ons praat baie van die oordeelsdag, né? Die woord oordeel kom nie een keer voor in Levitikus 16, dis net versoendag, versoening, versoen, ek dink dit is oor die 40 keer, as ek reg onthou, in een hoofstuk. Want God wil versoen, hy wil nie vernietig nie, hy wil versoen, hy stuur 'n boodskap, versoen met my. Op daai dag moes die hele volk om die altaar, om die tabernakel kom. 3 stamme daar, 3 stamme daar, 3 stamme daar, 3 stamme daar. Vandag moet die hele wêreld om die tabernakel vergader. So hierdie boodskap moet uitgaan, sodat almal besef, ons moet met God versoen. Hoe versoen ons met God? Kom uit Babylon uit, my volk. Raak ontslaaf van die verwarring. So dis die groot punt, die ewige evangelie, aan alle nasies, stamme, tale en volke. En dis hoekom die Here vir ons die gawe van tale gegee het.
dat ons die evangelie kan uitdra. Hier, wat het hierdie engel gesê? Vrees God. Ek hou van Prediker 12 vers 13. Vrees God en hou sy gebod, want dit geld vir alle mense. So moet ek bang wees vir God en sy gebooie hou? Nee. Sy gebooie is die skeidsmuur wat ons beskerm teen die aanslag van Satan. So sy gebooie is daar. Vrees God, eerbiedig God, gee hom die eer, want dis die skeidsmuur om jou. Moenie hy muur breek nie, dan Satan 'n wig om in jou verhouding met God te trek. Dan sê hy hier, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Dis waar hy die profete almal geskryf het, terug na die punt van waar die oordeel gaan wees. Want God wil 'n einde maak en die oordeel, soos hy die einde maak, wie kies en wie kies nie. Wie wil staan by God en wie wil nie. Elkeen het 'n vrye keuse, sodat Satan nie 'n aanklag kan bring. O, hy het nie van jou gesig gehou nie, en dus hoekom hy jou nie toegelaat het in die hemel. Ek het gekies om God se uitnodiging te verwerp. Maak dit sin? Ek het gekies. En op my keuse bring God die oordeel oor my. Dis nie God nie. Hy wil almal red. En dan sê hy, aanbid hom, in die laaste gedeelte, wat die hemel, die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Is dit nie wonderlik nie? Dis 'n aanhaling uit die 4de gebod, Eksodus 20 vers 8 en tot en met 11. Hoekom moet ons God aanbid? Want in 6 dae het hy alles geskep en die 7de dag het hy gerus. Maak dit sin vir u? So die Sabbat is nie 'n uitvinding wat ons as kerk gemaak het. Nee, ons wil graag hierdie Bybelse beginsel uitleef in ons lewens. En dis vir my, ek sê altyd, dit is 'n sinnebeeld van 'n herstelde verhouding met God. Dis nie 'n tiende gebod nie. Dit verteenwoordig 'n herstelde verhouding met God. Ons was in slawerny in Egipte. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 1, 2 en 3, en Moses het ons voorvaders gedoop in die Rooi See. Nee, jou sondes is afgewas. God roep jou, Farao verraad sy hart, Satan se druk, God beskerm sy kinders terwyl die plaag uitgestort word, hy lei ons na verlossing, hy was ons skoon en ons is in 'n nuwe verhouding. Hy gee vir ons brood, manna uit die hemel, hy gee vir ons water en hy sê nou dat jy gekies het. Kom Moses, dat ek jou weer die 10 gebooie gee. En dis hoekom ons by hoofstuk 20 dan die 10 gebooie kry. Nie eers daarom, maar weer gegee. So dit was in plek gewees. Ek hoop dit maak sin. Romeine 7:7. Hoe sou ek die sonde geken het as dit nie vir die wet was nie? Wat was eerste? Wet of sonde? Wet. Want die wet wys die sonde uit. En die seremoniële wet illustreer die plan van verlossing, hoe ek met God kan verenig deur Jesus Christus. O, dis 'n wonderlike boodskap. Dis hoekom ek geloop het van die plaas af. Plaggenboek. Geloof hier. Mag die Here u elkeen seën as ons na hierdie woorde kyk en dit in ons hart laat inbrand. Ek wil prakties, ek wil nie teologies ingaan en ontleed nie, ek wil dit prakties maak, prakties. So ons moet teruggaan, ons moet God eerbiedig, deur sy om te erken as die skepper, en ons moet hom aanbid, wie die hemel, die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Daarom het hy vir ons die Sabbat as gedenkteken gegee. Mag die Here u en my seën, terwyl ons oordenk, en verskoning dat ek bietjie oor tyd gegaan het, maar kom ons bid saam. Dierbare Here, ons het so 'n groot boodskap. En as ons prakties daarna kyk, dan besef ons, Satan is woedend. Hierdie boodskap moet nie uitgaan nie. Maar u het vir ons keer op keer gewys hoe u genade is. Hoe u die mens
mense deur die eeue elke keer vir die groepie beskerm en bewaar. Vat julle die waarheid. Vat dit na die volgende generasie toe. Here, dit vandag ook 'n oorblyfsel. Elkeen, in elke genootskap, is daar mense wat U met opregtheid aanbid. Maar baie keer is ons nog mislei, op verskillende fases, verskillende punte, maar U gee ons 'n boodskap, luister, hoor, en doen. Daarom sê ek, dankie Here, dat ons nou kan luister, en dat ons, gee ons die moed om te doen wat U ons vra, in Jesus naam vra ek. Amen. Kom ons sing ons slotlied, kan ons dalk net die eerste en die laaste vers. Is dit reg so, Edwan? Eerste en die laaste vers. Vir ons slotlied, asseblief. 4, 6, 7, staan so vir Daniel. As ons staan, sal U ons behou. Bewaar ons geloof, Here. Gee ons U geloof. Toe U die kruis voor U gesien het, het U nie weggewyk nie. U het my op U hart gehad. U het vir my sondes gaan sterf. Dankie, Here. En nou, geliefdes, kom ons bring eer aan Hom, die magtig is om ons van alle struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Saam die ete te geniet, en as die program toelaat, bly gerus, tot middag direk na ete.